kettinge gebind. Die kettinge van mooi goed en goeie goed en op die regte plekke wees en die regte goed sê, maar dis ook nie van God af nie. 'n goue ketting is ook nie van God af nie. God maak ons vry, daar is geen kettings nie. So ek glo baie van julle het gisteraand sommer julle goue kettings ook afgegooi en in die vryheid van die Here aangestap. Ons sê gou vir die Vader, ons wil vir hom vereer en verheerlik vanmôre. Here Vader, U is te groot vir ons. Ons kan net so 'n stukkie op 'n slag van U sien en van U verstaan. En Vader, U het vir ons 'n belofte gegee en dit is waaroor ons vanoggend wil praat. U het vir ons gesê dat U is heilig en U sit daar in die verborgenheid, daar waar ontoeganklike lig is. Maar U laat vir ons toe om vir U beter te leer ken en selfs meer van U te sien. En Here, die manier wat U vir ons dit verduidelik is die verbond. En ons wil vanoggend vir U vra dat U die verbond vanmôre sal gebruik, dat ons vir U beter laat sien, daar waar U ver agter ons menslike oë is, maar waar U lewe in ons harte. Kom praat met ons, Here, ons is nuuskierig vanmôre oor die verbond. Dankie Jesus, amen. As ons nou jong mense is, jong dogters het, dan sê my dogtertjie altyd, mamma, as sy nou iemand sien, dan sê sy, mamma, as ek nou eendag trou, dan moet my man ook so mooi sing soos daai ene. Of dan sien sy net een, dan sê sy, mamma, as ek eendag trou, dan moet my man ook sulke goeie maniere hê. En dan hoor sy weer hoe lekker vrolik en humoristies, skertsend, lachend haar pa is, dan sê sy, mamma, ek wil ook enige man hê wat so lekker soos papa is. So sy het al begin sien, daar's karaktertrekke, daar's goed, so baie goed, maar sy soek iemand wat al daai goed in is. En as ons nou vanmôre oor 'n klomp goed praat, dan gaan ons sien dat God is die enigste een wat al daai goed is. Dit is soos 'n puzzle met stukkies, maar in God is al die stukkies by mekaar. Daar is so 'n mooi beskrywing in Engels van God. God se een naam in die ou taal is El Shaddai. En dit beteken die allergenoegsame God. En dit beteken in die oorspronklike taal multi-breasted. Nou, as jy nou vir jou iets kan voorstel met, wat ek klink nou 'n bietjie snaaks, met baie borste, verstaan julle? So, vir elke hongerte is daar eintlik 'n bors. En dit is die beeld wat God vir ons kom gee van hom. Hy is so groot, hy is so baie, hy wil vir ons so voed en vir ons so sy grootheid so deurbring na ons toe, vir elke situasie, op elke plek en op elke manier. En ons gaan vanoggend oor die verbond praat. Ek is nou 49 jaar oud, en ek moet nou vandag vir julle sê, ek het nog nooit 'n preek oor die verbond gehoor nie. Miskien het ek een gehoor, maar nie een wat ek verstaan het nie. En as ek nou vanmôre vir julle sê, hierdie woord van God, sy naam is die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou belofte en die nuwe belofte. Die ou testament en die nuwe testament. Die ou ooreenkoms en die nuwe ooreenkoms. Die ou verdrag en die nuwe verdrag. Die ou kontrak en die nuwe kontrak. Verstaan julle? Hier is 'n baie belangrike geheim in hierdie boek, want die hele boek gaan oor die verbond. Nou sê die Here vir ons 200, dink ek, in 60 keer in die Ou Testament iets oor die verbond. Dis nogal baie, né? 260 keer. In die Nuwe Testament 33 keer praat hy van die verbond. So, dis amper 300 maal wat die woord
En die boek kom, en as ek nou vanoggend vir een van julle moet vra, wat is dit, wat verduidelik vir my die verbond, dan wonder ek of ons gaan regtig weet wat daar aangaan. En weet die laaste 2 jaar en 3 jaar, die Here op 'n manier daarom bietjies en bietjies vir my laat deurskemer. En dit is soos 'n ysberg, nee, ons praat ons baie keer van die punt van die ysberg, en jy weet mos 'n ysberg dryf in die water, en dan as hy 'n driehoek, gewoonlik steek net 'n puntjie uit, en die res van die ysberg is onder. So as ons vandag na die verbond kyk, dan sien ons eintlik nog net die puntjie daarvan. Dit is baie groter, en hoe dieper en hoe liewer ons vir die Here is, ek seker hoe meer gaan hy dit aan ons openbaar. So julle het nou afgelei dat ek nou vir julle vertel, dat die verbond het verskillende name, né? Ons het gepraat van 'n ooreenkoms, of 'n belofte, of 'n kontrak, maar in die Bybelse tyd was dit 'n bindende ding. Met ander woorde, dit was nie iets wat ons ligtelik opgeneem het nie. Ek gaan nou oor een kontrak praat wat ons uit die Bybel uitkry, wat vir ons net die eerste dieper stappie gaan leer. Die Bybel praat van 'n huwelik as 'n verbond. Die Bybel sê vir ons waar daar regtig 'n verbond, 'n ooreenkoms tussen 2 mense gesluit word, loop daar bloed. Nou, wanneer 'n man en 'n vrou, sê die Bybel, by mekaar kom, 1 man en 1 vrou, dan gaan die man, en hulle besluit om te trou, dan gaan die man in by die vrou, en die man het gemeenskap met die vrou, en wanneer die man gemeenskap met die vrou het, dan is daar 'n vliesie binne in haar wat breek, en as daardie vliesie breek, dan is daar bloeding. Dit is 'n bloedverbond wat jy aangaan met daardie vrou. Nou ek dink hier sit van julle wat vanmôre skrik. Want dit is 'n ding wat God beplan het, wat eenmaal in 'n man en 'n vrou se lewe moet gebeur. 'n bloedverbond tussen 1 man en 1 vrou. En daarom is dit vir God 'n gruwel, as jy rondslaap, as jy egbreek, as jy skei, want hierdie prentjie van God se huwelik is die aardse prentjie van 'n hemelse ding. Maar ons het dit so vervuil, dat daar uitwerklik niks van die heiligheid oorgebly nie. Ons ja is nie meer ons ja nie. Ons nee is nie ons nee nie. As iemand vir jou sê, trust my, dan trust jy hom nie. As iemand sê, ek sweer, dan steur jy jou nie daaraan nie. Is dit nie waar nie? Wat het geword van die goeie ou woord, my woord is my woord? Dit het so vervuil geraak, so onbetroubaar geraak. En dit is hoekom ons nie verstaan, as God in sy woord na ons toe kom en vir ons sê, ek sluit 'n verbond met die mens, trust my, my ja is my ja, my nee is my nee, my sweer ek by myself. Want ons kan vir God vertrou. So dit moet ons vanmôre duidelik verstaan. Ons moenie na die verbond kyk, soos die wêreld vir ons geleer het oor vertrou en betroubaarheid nie. Ons moet nou met nuwe oë begin kyk. Wat was God se bedoeling hiermee? En weet julle, God kon ons gemaak het en ons gelos het. Want toe Adam en Eva hulle rug op God gedraai het, kon hy maar net sowel gesê het, ek is klaar. Soos in die tyd van Noag, het hy gesê, ek is jammer ek het die mense gemaak. Ek wil hulle uitwis. Hulle bedink wat sleg is. En God het die aarde uitgewis, hy het net 8 mense gered, waarmee hy al die nasies en die volke begin het. Ne? So, hoekom sal God dan nou met hierdie mens, hierdie onbetroubare, ons vuilsondige mense, in 'n ooreenkoms wil ingaan? Hy wil dit doen, om een rede. En dit is 'n verbondswoord. Loving
kindness. Julle verstaan die woord loving, love, die woord kind, en dit is 'n Engelse verbondswoord. Loving kindness. God het vir my lief met 'n ewige liefde. Hy het vir my getrek met loving kindness. Hy het vir my lief gehad voor ek hom lief gehad het. Hy het my kom soek voordat ek vir hom gesoek het. Hy is die een wat getrou bly aan die werke van sy hande. En daarom kom sluit hy 'n verbond met die mens en dan beloof hy vir die mens 'n verskeidenheid van goed. Hy is beloof vir ons sy goedheid, sy liefde, land beloof hy, nageslag, versorging. Hy beloof dat hy vir ons sal voorsien wat ons nodig het. En ek gaan nou net vinnig in die Bybel vir julle sê, die hele manier hoe God 'n verbond met die mens gesluit het, kom net in sulke stukkies in die Bybel uit. En ons gaan nou vinnig deur daai stukkies hardloop, en dan gaan ons amper 'n prentjie daarvan maak. Ek het hulle gemerk hier in my Bybel, die stukkies. In Genesis 8 sê die Here, hy kom sluit 'n verbond met ou Noag. Ek wil nie, julle moet opsoekie, want dan gaan ons te lank vat. Genesis 8 sê die Here, hy sluit 'n verbond met Noag, want God was jammer uit die aarde gemaak, die mense was gruwelik, hy stuur 'n vloed water, hy wis almal uit, behalwe die 8 wat in die ark gedryf het, en dan kom God na die mens toe, dan sê God vir Noag, hy rig 'n verbond met hom op, met hom en sy nageslag, dan sê hy vir hom, dat hy moet 'n offer, hy moet 'n altaar bou, en hy gee vir hom 'n teken in die lug. Wie van julle kan onthou, wat is Noag se verbondsteken? Die reënboog, né? So daar het ons nou al 'n altaar, 'n offer, en ons het 'n teken. Dan later in die Bybel lees ons weer van 'n verbond wat Vader sluit met ou aardsvader Abraham, ook in Genesis. En daar het hy vir Abraham gesê, gaan vat 'n klomp diere, en dan kap jy hulle in middel deur, jy sit daai kant 'n stuk van die dier, en daai kant 'n stuk van die dier, en toe sit God vir Abraham in 'n diep slaap, en God stap toe soos 'n fakkel tussen die twee stukke van die vleis deur. En toe hy klaar daarmee is, toe sluit hy 'n verbond met Abraham en met sy nageslag. En hy sê, ek sal vir jou land gee, ek gee vir jou nageslag, en uit jou gaan Jesus Christus gebore word. En nou lees ons verder nog dinge wat gedoen het. Abraham se naam was Abram, en Sarah se naam was Sarah. En toe hy klaar hierdie verbond met die mens gesluit het, toe sê hy, nou is jou naam Abraham. En Sarai, en God se naam is Yahweh, is eintlik the breath of life, Yahweh, en God sit sy naam in Abraham en in Sarah, so die name het vermeng geraak. Verder het die Here vir Abraham gesê, ek gaan nou aan jou lyf vir jou 'n teken gee van die verbond, en hulle het die man se voorhuide gesny. So die verbondsteken wat die Here vir hulle gegee het, was 'n snit in hulle lyf, 'n merk. So, dit is die verbondsteken, was die besnydenis gewees. Nou gaan ons aan, verder lees ons nog 'n stukkie van die verbond. Ons lees hierso van nou Abraham met 'n verbond gesluit met Abimelech, mens met mens het ook 'n verbond of 'n ooreenkoms gesluit. En hulle het ook geoffer, hulle het 'n altaar gepak, en nou Abraham het 'n boom geplant. Hy het hierso staan, Abraham met 'n tamarisk boom geplant in Berseba, en daar die naam van die Here aangeroep. Nou sien ons, daar's nog 'n ding wat hulle gedoen het, hulle het tydjie 'n boom geplant. En dan kom ons hierso in Exodus 23, na God nou die 10 gebooie gegee het vir Moses. Moses het die 10 gebooie op die klippe afgevat, en vir die mense moes gewys, die 10 gebooie gebring, en toe sien hy, hulle het 'n afgod gemaak van hulle goud, toe breek hy die klip, en toe gaan hy weer op die berg, gee die Here vir hom weer alles. Maar in die tyd het die Here vir hom eintlik nie 10 gebooie gegee nie, die Here het vir hom 630 moets en moenies, reëls en wette en goed gegee. Toe kom hy na die mense toe, Moses met al die moets en die moenies,
kom na Israel toe en sê, God wil met julle 'n verbond sluit. Dis God se moenies. Wat sê julle? Hulle sê, ja, Here, ons wil. Hy noem dit die boek van die verbond. En Moses het die boek van die verbond geneem en dit vir die volk voorgelees. En die volk het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En daarna luister. En toe vat Moses die bloed en toe gooi hy die van die offerdier, gooi die helfte van die bloed op die mense en die helfte van die bloed op die altaar. So daar was weer 'n offer, daar was altaar, daar was beloftes en daar was 'n ooreenkoms gewees. Dan vorder ons aan, dan later lees ons in die storie van Dawid en Jonathan en Samuel. Dawid en Jonathan was geweldig lief vir mekaar en hulle wou 'n verbond sluit, hulle wou 'n diep ooreenkoms maak tussen hulle en hulle families. En hulle het toe Dawid en Jonathan, kom ek lees gou so, en toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Nou goed, dit is nou tot sover wat ons lees. Kom ons maak dit gou vir julle prakties, voor ons nou bietjie dieper kyk. Ek gaan nou sommer van die voorste boeties en sissies wat hierso sit, gaan ek gou nader hark, dat hulle gou vir my help. Ons begin sommer hierso op die punt, by die man wat so heerlik 'n jas aan het, kom staan hier by my. Ok, hierso is my vriend, wat is jou naam? Sê weer? Howard, jy het nou nie gedink jy gaan vandag hier voorsit nie. Wie van julle ken vir Howard? Ok, het Howard al die hele naweek die jasie aan? Is het? En ek het ook die hele naweek my jasie aan, né? So, as hier julle nou die jasie sien, daar staan, né? Dan sien julle, daar staan, Howard, hoekom? Want julle sien sy jasie. En as julle vir my sien staan, dan sit Anna-Gret. Nou, wat het ons gelees? Dat Dawid en Jonathan, hulle het hulle klere uitgeruil. So Howard, jy gaan nou jou jasie moet uittrek, en ek trek jou jasie aan. Dit is 'n verbondstap. Hy trek vir my aan en ek trek vir hom aan. Hy kry my lewe, hy kry my identiteit en ek kry syne. Hy is ek is hy. Vat jy hom, vat jy my. Ons is nou eintlik soos 'n gedeelde lewe. Ok, Howard, jy met jou pragtige jasie moet nou daar gaan sit. Nou, wat het Dawid en Jonathan volgende gedoen? Jy gaan nou hier kom staan. Staan hier so, bring sommer jou stoel staan. Wil jy nie net dit vir my nader bring nie? Ok, hulle het hulle gordels uitgeruil. Nou in daai tyd het jy jou wapen in jou gordel gesit. Nou ek gaan nie vir die man vra om sy belt af te haal, want dan val sy broek af. So hy kry my gordel en ek kry sy gordel. Dit beteken ek gee my, jy moet nie vir jouself beseer vir die mens nie, weet? Hou maar daar vas. Hy kry my sterkte en my krag. Sy vyande is my vyande. My vyande is sy vyande. Kom 'n ou vir hom, dan help ek vir hom. Kom 'n ou vir sy familie of sy volk, dan kom help ek vir hom. Kom hulle vir my, dan kom help hy weer vir my. Ek ondersteun vir hom. Ek veg vir hom. My krag is vir hom. Ek kyk uit vir hom. Hy's my verbondsvriend. So ons twee gaan in hierdie, sy stryd is my stryd. Ok, jy kan nou daar sit. So dit is ook een van die verbondssluit
maniere. Nog 'n ding wat ons gelees het, ek het nou ongelukkig nou nie 'n lam hierdie, maar ek gaan hom sommer my skapie vat. Die ander ding wat hulle gedoen het, is mos, hulle het die skapies, het ou Abraham in 2 gekap, né? Toe het hulle dit teenoor mekaar gelê. En toe het God daardeur gestap. Nou in daai tyd het hulle dit gedoen, ons weet nie altyd presies nie, maar dit is nou maar so party mense dit verstaan. Kom staan jy gou hierso, Gert? Ok, jy moet jou stoel saambring. Ok, so sê nou maar, nou wat het ons nou daarmee gesê? Ek sê, ek en hy gaan 'n ooreenkoms aan. Ek kap die ding in 2, dit beteken ons 2 werk so. Hierdie ooreenkoms vir ons is daar beloftes, daar's verantwoordelikhede. As hy nie vir my doen wat hy moet doen, en sy beloftes nakom soos wat sy beloftes moet wees, dan kan ek met hom maak soos wat met die skaap gemaak is. Ek kan vir hom kap. Hy, met ander woorde, die belofte is 'n lewensbelofte. As hy nie nakom nie, as ek hom onnodig het en hy kom help nie vir my nie, kan hy met sy lewe boet daarvoor. As hy nie trou aan my bly nie, dan boet hy met sy lewe. As ek nie trou met hom bly nie, dan boet hy ook met sy lewe. So dit is 'n baie ernstige ooreenkoms. Hulle sê hulle daai tyd die 2 stukke vleis daar een gesit. Sê maar nou, daar's een. Sê maar, dis nou 'n stuk vleis, né? Daar's die een en hier's die ander stuk. Nou kom staan jy nou hierso met jou rug teen my rug. OK? Help nou vir hom. Hy moet nou so omstap. Maar OK? En ek stap nou so om. Tussen die vleis. Nee, hy moet so omstap. Stap so om. En ek stap so om en nou wat gaan nou gebeur? Nou kom ons by mekaar uit. En nou het ons 2 verbond gesluit. So as hy nie vir my opkom of ek vir hom opkom nie, dan kap ek vir hom in 2. Sit. OK, hier is jou skaap. Hy is nog heel. Nou, nog 'n ding wat hulle gedoen het is, hulle het 'n verbondsnit gemaak. Nou weet julle, ons sien dit nog baie by die stamme. Hulle meng bloed, want julle van die bendes ook, né? Blood brothers. Hulle maak 'n snit, dan meng hulle bloed. Met ander woorde, dit beteken nou net dat ons is nou eintlik soos een vlees. Ons 2 het nou een geword. Daar moet nou bloed gemeng word. Nou ek het nou nie 'n teken vir die bloedmengery nie, want ek wil hom nou nie ou se polse sny nie. Kom sit jy hierso by my. Ek gaan nou maar sommer maak asof ek nou hierdie vrou sny op die stiek op jou arm. OK, ons sê nou maar sy is hierso gesny. Sy is daar gesny. OK. Stiek op laat hulle kan sien. Né? Daar so het sy nou. En dan vryf hulle dit in mekaar, dan meng mekaar se bloed, né? Dit is hoekom ons net gesê het van die huwelik wat 'n verbond is, want daar is bloed gemeng, né? Die bloedverbond van die huwelik. OK, nou die volgende ding wat ons nou gaan oor praat is die name se uitruil. Ons het net nou gesê Abraham en Sarah. Né? Die name is uitgeruil. So julle, ja, wat doen ons as ek trou, dan kry ek mos my man se naam. Ek was Annegret Bester, en nou is ek, sit gou hierso, en nou is ek Annegret Bestbier. Nie veel verander nie, né? So ek kry my man se naam. Sit jy daar so met jou plakkaat. Hulle het name uitgeruil in daai tyd in die verbond in. OK, en die volgende ding wat hulle gedoen het, wat ons nou soms so gaan uitbeeld is, jy weet, as daai ene nou haar gesny het, hulle sê nie, daar was 'n ou baas gewees, ou Henry Stanley, hy was saam met, hy was hier in Afrika saam met ou Livingston in daai tyd, en daai tyd was baie gevaarlik in Afrika gewees, en hy moes baie vriende maak, want as hy nie vriende met al hierdie Afrika stamme gemaak het, en die tyd wat hy
nog skaars in Afrika is, sou hulle hom al keel afgesny het. So wat het hy nou gedoen? Elke keer wanneer hy by 'n nuwe stam gekom het, dan smaak hulle 'n verbond. Sny hy, en dan vryf hulle die bloed van die stamhoofde te mekaar, en dan, en dan het hy 'n litteteken. Jy weet mos, baie mense wat al met messe goed gesny is, jy het mos 'n litteteken, né? Nou hy sê nou maar, ou Stanley het nou daar bo van, nou plak sommer so, sê maar hy het nou daar bo ingekom en hy die manne van Kenia gekry, dan maak hy 'n verbond met die manne van Kenia. Nou trek hy af, hy kom nou in Tanzanië. En nou sê die mense in Tanzanië vir hom, ek gaan vir jou doodmaak, en lig hy sy arm op, en sê hy, maar die manne van Kenia en ek is in 'n verbond, so jy beklei nie by my nie, jy beklei met die manne van Kenia ook. Dan sluit die manne van Tanzanië sommer nog weer 'n verbond met hom. Die tyd wat hy in Malawi kom en die mense in Malawi maak moeilikheid met hom, dan sê hy, dis nie net ek hier, dis die manne van Kenia en die manne van Tanzanië en die manne van Malawi. Hulle sê hy het 50 sulke merke op hom gehad. So dis hoekom hy van bo in Afrika afgekom het tot onder in Malawi, omtrent waar hy het baie bondgenote gehad. So hulle het 'n skaar gemaak. Partykeer het hulle nog as en goede aangevryf, laat dit 'n dik riwe moet wees, dat hulle kan sien. So dit is jou litteteken wat jy gekry het, of jou skaar. En dan was daar nog baie, soos ons gelees het met die 10 gebooie, ek het nou sommer 2 kontrakte saamgebring. Hierso is my huwelikskontrak. Ek kon ook nie glo dat ek hom vanoggend gekry het. Ek wil nog 'n bietjie lees, miskien skuld my man my iets. Hier, nee, as 'n mens, hierso is my man se kontrak met Sanlam. So ek sien op die TV sê hulle terms and conditions. Ja, ek het gehoor, jy teken by MTN by die selfoon en dan teken jy net so bladsytjie met so 3 woorde en dan blaai jy om. Dan staan daar terms and conditions. Dan lees jy dit mos nooit nie, dan teken jy dit. So dis al die moeds en die moenies van hierdie ooreenkoms. So kom Shirley, kom sit jy hierso, né? So 'n verbond is vol moeds en moenies. Hoe ons vir mekaar gaan opkom. Wat sy het, is nie net die goeie goed nie, maar haar skuld is ook deel van my skuld. Hoor, so onthou, dit is nie net die goed wat ek het nie, dit is die goed wat ek skuld, wat ook deel is van die verbond. En dan het ons gelees, in 'n verbond het hulle altyd saam geëet en gedrink. Nou die ou wat nou saam met my in die verbond is, gaan 'n lekker bottel KWV kry, bottel Shiraz. Hoe lyk dit? Who's number next? Kom sit trou hierso. Hulle het geëet en hulle het gedrink. Né? En wat sê hulle daarmee? Hulle sê die eet en die drink is, die wyn is amper soos my bloed, ons deel dit, en die brood is soos my liggaam, ons deel dit. Ons is so een en in mekaar, dat ons eet en drink nou as 'n verbondsmaaltyd, eet ons saam. En dan sien ons, ou Abraham en Abimelech het nog 'n plant. Hulle het 'n boom geplant, so jy kan kom sit hier met jou plant. Kom maar neersit, hoor. Kom maar neersit. Sit maar neer. Okay. So hierdie was ook amper soos 'n altaar, né? Dit was 'n herinneringsteken. As hulle nou die boom sien, of hulle kon klippe gepak het vir 'n altaar, dan het hulle 'n ooreenkoms gemaak. Nou goed, julle weet, hierdie ding het ons nou alles gelees, is stukkies wat ons in die Ou Testament optel, van 'n verbond, hoe mense met mekaar 'n ooreenkoms gesluit het. Die hartseer daarvan is, dit het nooit gewerk nie. Want 'n mens is 'n onbetroubare, sondige wese. En God, mens en God in die mens kon nie met mekaar 'n permanente ooreenkoms sluit nie, want die mens het net eenvoudig nooit sy kant gebring nie. Maar dank die Here dat God geweldig lief vir ons was en ons nie gelos het nie. En dan kom die Here
En hy sê, na die Ou Testament, kom die Nuwe Testament. Na die ou belofte, kom daar 'n nuwe belofte. Omdat die Here geweet het, dat die mens dit nie kan nakom nie, het hy gesê, kom ons begin nuut, kom ons doen iets nuut, want ek is vir jou baie lief. En ek sien, jy gaan dit nie reg kry nie. En hierdie verbond, wat die Here met ons gesluit het, was 'n ewige verbond, maar die Here het net aan mekaar gesien, ons kan dit nie nakom nie. Ek gaan nou maar die transparante los, dit lyk nou vir my. Die Here sê hierso, ek gaan nog of julle lees wat sê die Ou Testament. Die Here sê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Dis God se gesindheid. Hy het 'n verbond gemaak om nie gebreek te word nie. Hy sê, ek dink vir ewig aan sy verbond. Dis nou God aan die woord wat God ingestel het, tot in die 1000ste geslag. So ewig het God sy ooreenkoms met ons gemaak. En dan sê die Here in Exodus, in Hebreërs staan daar, want Israel het nie by my verbond gebly nie. So, Here het toe besluit, kom ek doen 'n nuwe ding. En dit is hoekom ons praat van die ou verbond, en dan praat ons van die nuwe verbond. En toe besluit God, hy gaan iemand stuur, met wie hy 'n verbond kan sluit, 'n ewige verbond. Hy gaan iemand stuur, nie 'n mens nie, want God is nie 'n mens nie. Hy gaan vir Jesus stuur. God stuur homself in die vorm van Jesus, om 'n verbond mee te sluit, wat ons in staat sal wees, om daai verbond vir altyd en altyd na te kom, omdat Jesus gaan ons verbondsgenoot wees, hy gaan my broer wees, ek en Jesus gaan so wees, in die nuwe verbond. Nou, ons gaan 'n bietjie gesels oor die nuwe verbond, en Gottie, kom sit jy maar vir ons die nuwe verbond op. Daar's 'n klomp plekke in die Ou Testament, wat die Here vir ons vertel, van hoe hierdie nuwe verbond lyk. Ek sit maar die stukkie van Hebreërs op, want dis eintlik 'n... Ok, kom ons, kan julle sien wat staan daar, Gottie, jy sal nou vir ons moet help. Jesus sê, met die nuwe belofte sê hy, ek sal my wette in julle verstand gee, en dit op julle hart skryf, spreek die Here. Ek sal vir julle God wees, julle sal my volk wees, julle sal elkeen, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot, onder hulle, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en aan hulle oortredinge nie meer dink nie. En as hy sy nuwe verbond, en as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste verbond oud gemaak, en wat oud geword het, is verouder, en dit gaan nou verdwyn. Kom ons lees gou wat sê hy in Jeremia oor die ou verbond, en die nuwe verbond. Hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip, onthou die klip stel die ou wette voor wat op die ou klip geskryf is in die tyd van Moses ook. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegvat en julle hart van vlees gee, 'n vleishart. En ek sal my gees in julle binneste gee en maak dat julle in my insettinge wandel en my verbond en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land van julle vaders en julle sal my volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. En dan wil ek hê, Gottie, ons moet net na hierdie gaan kyk. Dis gaan die boonste ene. Dan kom God, die boonste een, Jesaja 42, dan beloof hy hier van die nuwe verbond. Dan sê hy, ek die Here het u geroep, dis Jesus, in geregtigheid. En ek vat u hand en behoed u
is Jesus en gee u as 'n verbond van die volk 'n lig vir die nasies. Dan kom Vader en hy gee en hy sê in Hebreërs, nou het Jesus, hy 'n beter of 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover as hy die middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as die eerste verbond onberispelik was, sou daar nie 'n tweede een moes gewees het nie. So God het gesien, hierdie eerste een werk nie, en toe kom stuur hy vir Jesus. Jesus het ons gister gehoor, hy het uit die hemel uitgekom in die vorm van 'n mens, en hy het in die vorm van 'n mens, het hy 'n diensknegt op aarde gewees, maar hy was voluit God, hy het die beeld van God gehad, hy was in die gestalte van God. Ok, en toe stuur die Vader ons seun, en nou gaan ons gou kyk. Julle moet nou onthou, ek het gesê, Jesus, en het ons die naweek ook geleer, ons moet net in hom glo. Onthou, dit is die sleutelwoord, Jesus het gekom, ons glo in hom, dan is ons sy kinders, dan is ons in Jesus, en dis hoekom ek nou my vingers so gaan hou. Ons is nou in Jesus. So hy is my verbondsmaat. So wat het Jesus gedoen? Die Bybel sê vir ons, die kleed is die verbondsdeel. Ek het my sonde ou kleed uitgetrek, die ou mens het ek uitgetrek, en ek het dit vir Jesus aan die kruis gegee. Jesus het sy nuwe kleed, sy nuwe mens vir my gegee. Nou is ek aangetrek met Jesus. Ek het nou my kleed van liefde, van wysheid, van vrede, van genade, van goedheid. Ek het 'n kleed van vergifnis aan. Ek het aangetrek met Jesus, my verbondsmaat. Hy het al my ou sondes, my ou vuilheid en my goed, in hom in, is dit weggevat. En is afgehandel, en daarom hoef ek nooit meer daaraan te dink nie. Die Nuwe Testament sê, hoeveel maal vir ons, beklee jou met Christus. En dit is om die beeld van Jesus te wees. Mense moet nie sê, wat 'n kerk loop daar nie, die mense moet sê, daar loop 'n beeld van Christus. Daar loop die beeld van God, want ons lyk soos God, omdat ons in 'n verbond met hom is, ons het ons kleed omgeruil. Die tweede ding wat ons gaan doen is, ons het wapens uitgeruil. My verbondsmaat, Jesus Christus, staan gou op. Nou vra ek nou vir jou, wat se wapen kan ek nou vir Jesus gee om hom te help? Ek het niks. Die Bybel sê, wie wat moet ek vir jou, vir Jesus gee? Ek moet my swakheid vir hom gee. Ek moet my gebrokenheid vir hom gee. Ek het niks om vir hom te gee nie. Maar wat het hy om vir my te gee? Hy gee vir my sy wapens. Die Bybel praat van die wapenrusting van God. Dit is 'n hele lesing op sy eie. Maar hy gee vir my sy krag. Hy gee vir my sy Heilige Gees. Hy gee vir my sy naam, bo alle name. Dit is die wapens wat hy vir my gee. Die krag wat ek in hom het. En daarom kan ek met my verbondsmaat veg teen my vyand, want ons het dieselfde vyand. Die duiwel is sy vyand, die duiwel is my vyand. Die duiwel het vir hom gegaan. Die Bybel sê, die duiwel het vir Jesus gehaat. Hy sê vir ons ook haat, en die mense. Maar ek het sy krag. Die Bybel vertel vir ons, ek sit eintlik in die hemel, aan die regterhand van God, in Jesus. Ek is deel van 'n triomftog. Ek het die Satan uitgeklee. Hy is 'n verslaande vyand. Hy is onder my voete, verslaan. Want ek is in Jesus, my verbondsmaat, het ek nou oorwinning. En daarom hoef ek nie meer te skrik en te vrees vir die Satan nie. Want ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. So dit is my in hierdie verbondsmaat, het die skapie. Ek staan op. Is my verbondsmaat Jesus, is hy stikkend gekap? Hy is stikkend gekap, ne? Sy lyf, sy vlees is stikkend gekap aan die kruis. En Hebreërs sê vir ons, toe daai tempel se gordyntjie geskeur het, toe stap ons deur die vlees van Jesus Christus tot voor die troon van God.
So God, Jesus Christus het met sy hele lewe vir ons, vir my verbondsmaat, het hy vir my toegang gegee tot God my Vader. Hy het my, met sy vlees, het hy vir my gebring tot voor die troon van die Here. Sy lewe is nou my lewe. Jesus kan voor die troon staan van Vader. Ek kan ook voor die troon staan van Vader. Wat moet ek doen? Ek moet my lewe aflê. Ek moet myself kruisig en ek moet my lewe aflê. Ek moet swak wees. Ek leef nie meer nie. Jesus leef in my en ek en Jesus is nou een en ek kan gaan tot by God die Vader. Die volgende een wat ons oor gepraat het is die litteteken. Nou, die litteteken het ons gesê is 'n vermenging van bloed. Ons is nou eintlik een familie, né? Dis nog nie die litteteken, is die vermenging. En wie julle hierdie is vir my so kosbaar as ons kampe het. Ek en Jesus is 'n familie. Ek is God se kind. Ek is Jesus se sussie. Hy is my broer. Julle almal is my boeties en my sissies. Ek erf van my God. Al sy rykdom, land, goed, geld, alles is myne. Ek is 'n mede-erfgenaam in Jesus Christus. Alles wat hy het is myne. Ons is in een bloed. Sy bloed vloei in my en my bloed in hom. Ons is in een familie. Ons het name uitgeruil. Wat noem ek myself? Ek noem myself 'n Christen, 'n klein Jesusie. Wat sê hy? Jesus noem hom, ek is die seun van die mens. Hy het mens geword. Hy het my naam aangeneem, ek het sy naam aangeneem. En liewe mense, as ek stap, en dit is die hartseer van ons Christene vandag, as ek stap, moet mense sê, daar gaan Christus. Sy reputasie, sy mag, sy gesag, moet in my wees. Ons het name uitgeruil, en daarom moet ons daai naam met trots dra, met die trots van Jesus Christus. Ons het nog 'n verbondsnaam, jy kan gaan maar sit, wat vir ons baie kosbaar is, en dit is nie dat Jesus sê, ons is 'n vriend, nee, ons is nie meer sy diensknegte nie, ons is nou sy vriende, want hy sê, hy het sy lewe vir sy vriende afgelê. Kom ons kyk gaan na die littetekens. Die littetekens wat ons het, is dat Jesus, Thomas het ons aan die gesê, hy gaan nie glo voor hy nie gesien het, daar is merke in Jesus se hande en aan sy sy nie. En Jesus dra die littetekens, my verbondsvriend, dat hy het vir my aan die kruis gesterf. En ek het altyd gedink, as Jesus uit die graf uit opgestaan het, dan hoekom het hy nog stikkende hande en voete gehad? Hoekom het God hom nie heeltemal heel gehad nie? En in Openbaring sê, as Jesus kom, dan gaan hy lyk soos die lam wat geslag is. Maar hy dra vir ewig daai verbondstekens in hom. Om te sê, dit is wat ek gedoen het vir die mensdom. Ek het dit vir hulle gedoen, uit my liefde vir hulle. Want so lief het God die wêreld gehad. En weet jy, Paulus sê, ek dra ook littetekens. Weet jy, daar is mense wat op hierdie môre vir Jesus doodgemartel word. Paulus is gestenig, hy is geslaan, daar is mense wat nie net uiterlik nie, maar ook innerlik baie ly, omdat mense vervolg. Jy wil miskien uit jou kerk uitgaan, maar jou man wil nie hê nie. Jy kry swaar in daai kerk, want jy ken die waarheid. Jy het 'n litteteken amper in jou in. Maar die Here sal vir jou die pad wys, ons verbondsvriend, hy weet alles van littetekens af. Die grootste litteteken wat ons het ons nou gelees. My hart is gesny. Kom maar sit. My besnydenis is nie aan my vel soos die ouer Israeliete nie. Ek is gesny in my hart. My kliphart is uitgesny en ek het 'n vleishart teruggekry. En daarom het ek en my verbondsmaat is nou so. Ek het sy hart. I've got the mind of Christ. Ek het die hart van Jesus in my. Ons twee is een, vir ewig een. Ons het ons terms and conditions, wil ek amper sê, ons kontrak, ons moets en ons moenies wat ons het. Daar is eintlik so baie van hulle, ek gaan nou net een of twee noem. Alles wat Jesus het, is myne. Al sy besittings, al sy rykdom is myne. Ek het niks vir hom te gee nie. Maar as ek iets het, kom het van hom af. Hoor julle wat ek sê? As ek iets het,
die krummeltjie brood onder my tafel, die snytjie brood op my tafel, is van Jesus af. Al ons besittings. My erfporsie van hom is ook dat hy my sal genees. Hy het my krankhede op hom geneem. Hy het my vrygemaak. Ek is 'n vrygemaakte, bloedgewaste kind, gereinig en geheilig deur God. Ek het alles wat ek het, alles wat ek besit, my vryheid, my gesondheid, my besittings, is alles deel van my verbondsgenootskap met Jesus Christus. En ons het 'n verbondsmaaltyd. Die Here het vir ons gesê, ek gee vir jou 'n maaltyd as 'n teken. En die teken van die maaltyd is die brood en die wyn, die nagmaal. Ek kom agter mense gebruik die nagmaal baie ligtelik. Jy moet onthou, Korintiërs sê, daar's baie mense onder julle siek, daar's baie van julle wat tot dood gaan. Hoekom is dit so? Dit is deel van die verbondsooreenkoms. As jy ligtelik met God en sy gebond omgaan, dan is daar sekere dinge wat in werking tree, en dit is onder andere siekte tot die dood toe. Want jy eet 'n verbondsmaaltyd met God, en jy is dalk nie in 'n verbond met God nie. Of jy is baie ligtelik, of jy loop in sonde, en jy is besig om 'n verbondsmaaltyd met jou God te eet, sonder dat jy besef wat jy besig is om te doen. Dink mooi voor jy die nagmaal gebruik. Jy moet gaan regmaak met almal. Jy moet die ou wat vir jou kwaad is, moet jy na toe gaan. Nee, almal wat vir wie jy kwaad is nie. En dan sê die Here, hierdie drink eet julle tot my gedagtenis. Julle verkondig die evangelie van Jesus Christus elke keer, van verlossing en van liefde, as jy 'n verbondsmaaltyd het. En ons het ook 'n verbondsteken. Ons het gister oor gepraat. Daar's 'n altaar, Golgotha. Hy staan vir ewig, hy staan vir al die nasies daar. Hy's nou nog daar. Hy was van alle tye af daar. En God het gesê, julle gaan daardie altaar sien, en dis die herinneringsteken, en daar's nog 'n boom geplant. Waar's daai boom? Hy staan op die altaar, is die boom waar ons lam geslag is. Waar's my kruis? Hier is ons boom. Die geslagte lam, my verbondsmaat, bo op die altaar, buite Jerusalem. Weet julle, baie keer dink ons God is nie werklik nie. Mense gaan stap in Jerusalem, en jy sien die koppie daar, die koppie se naam is Golgotha. Dit is soos 'n skedel, dit lyk soos 'n kopbeen. God is amazing. Hy maak 'n altaar van klip wat soos 'n kopbeen lyk, waar ons Jesus ons verlossingswerk gedoen het. Hy kom plant die boom daar, en hy kom slag sy lam daar, vir my en vir jou, ons ewige verbondsmaat. Jy kan Jesus vertrou met jou hele lewe, en ons praat die hele naweek daaroor. Hoekom moet ons oor en oor sê, glo in God, en jy sal gered word. En waaragtig is daar mense wat nog kyk na wat hulle doen. Wat jy doen en nie doen nie, gaan niks aan hierdie verbond met God doen nie. Hy doen dit alles, kant en klaar, in Jesus Christus. Jy moet dit glo, en jy moet sorg om in Jesus Christus te kom. Finish en klaar. En nou is dit afgehandel, en nou stap ek in die vryheid, en in die oorwinning, met my naam as Christen, in hierdie wêreld in, en ek kan my vyand in die oë kyk, en as hy my kom pla, dan wys ek vir hom, die kruis van Jesus Christus, jy is verslaan. Jy stap terug huis toe vandag, jy is bang vir wat daar by die huis is. Waarvoor? Jy is 'n oorwinnaar. Al slag hulle jou, jy is nog steeds 'n oorwinnaar. Al rand hulle jou aan, jy is nog steeds 'n oorwinnaar. Jy is net gouer by jou Vader.
wat se aanklagte, wat se swaar kry, wat se vervolging, is enigstens naby wat Jesus gekry het. Die Bybel sê, dit is jou voorreg om te lei. Die Engelse Bybel sê, God grant you the privilege om vir hom te lei. Ek lees 'n boek van ou Wurmbrand, wat destyds agter die Eystergordyn in Rusland vervolg is. Daai man sê net, hoe meer hulle vervolg is in Rusland, hoe meer het daai mense gesê, prys die Here, loof die Here, u liefde is goed, u goedheid is goed. Want hulle het geweet waaroor dit gaan. Boeties en sissies, die stukkie van die verbond, ek wil vir julle vertel wat dit in my lewe gedoen het. Dit het vir my, dit het vir my 'n reuse sprong gegee in geloofsekerheid. God het met my in Jesus Christus 'n verbond aangegaan, dat ek finaal en kant en klaar geloofsekerheid kan kry. Want my sekerheid lê nie in myself nie. My sekerheid lê in die verbond wat hy met Jesus aangegaan het. En God is nie 'n mens nie. God is God. En hy kan nie teen homself draai nie. Vader, Seun en Heilige Gees is een. En hierdie Seun wat ons die verbond in met God het, is deel van God. As hy dit nie nakom nie, skeer God en die Seun uit mekaar uit. En dit kan nie gebeur nie. Daarom is dit 'n ewige nuwe verbond. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons wil eers vir u vandag sê, dankie dat u dit alles gedoen het. En dan wil ons vir u sê, ons is so jammer, dat ons nog twyfel. Ons is so jammer vir die tyd wat ons mors, deur ongelowig te wees, deur te wonder, of ons nou gered is of nie gered is nie. Ons gooi daardie ou mens, ou lewe, gooi ons nou agter ons. En ons trek vir u aan, Here Jesus. En ons stap die pad wat u ons opvat. Dankie, 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 dankie vir u Seun Jesus Christus, wat die ewigheid vir ons oopgesluit het. Amen. Ek moet hier begin.